Madeleine hier mensies en welkom terug by Slaapstories vir Grootmense. Hier vertel ons Afrikaanse stories vir die stiller ure van die aand, vir wanneer jy wil afskakel, asemhaal en stadig aan wegdryf slaapland toe. Donderdagaande kuier oom Eldie by ons en sondagaande wissel ons tussen Mas Kokomoer se misdaadverhale, Mavis Ferreira se weird stories en ook nou en dan 'n spookstorie uit die verlede. As jy op YouTube luister, help ons deur te like, comment en subscribe. En op Spotify, onthou asseblief om die potgooi te volg en vir ons 'n kommentaar te los. Dis Afrikaanse stories vir Suid-Afrikaners, waar in die wêreld julle ook al is. Vanaand lees ons Die Seinwagter deur Charles Dickens. Hallo daaronder. Toe hy 'n stem hoor wat hom so roep, het hy by die deur van sy synhuisie gestaan, met 'n vlag in sy hand, opgerol om sy kortstok. 'n Mens sou, as jy die aard van die terrein in ag neem, gedink het, hy kon nie twyfel van watter kant die stem kom nie. Maar in plaas daarvan om op te kyk, na waar ek, bo die styl uitgrawing, byna reg oor sy kop gestaan het, het hy hom omgedraai en langs die spoorlyn afgekyk. Daar was iets merkwaardigs in die manier waarop hy dit gedoen het, al sou ek vir geen geld kon sê wat dit presies was nie. Maar ek weet, dit was merkwaardig genoeg om my aandag te trek. Al was sy figuur verkort en in skaduwee, daaronder in die diep gleuf, terwyl ek hoog bo hom gestaan het, gedoop in die gloed van 'n buierige sonsondergang, sodat ek my oë met my hand moes skadu, sodat ek hom behoorlik kon sien. Hallo daaronder. Van sy kyk langs die spoor af het hy hom weer omgedraai en toe hy opkyk my figuur hoog bo hom gesien. Is daar 'n paadjie waar langs ek kan afkom om met jou te praat? Hy het na my opgekyk sonder om te antwoord en ek het na hom afgekyk sonder om hom te gou met 'n herhaling van my losse vraag te druk. Net toe het daar 'n vaart trilling deur die aarde en lug gegaan, wat vinnig verander het in 'n gewelddadige polsslag en 'n aankomende dreuning wat my laat terugduins het, asof dit my met geweld kon afsleep. Toe die damp van die vinnige trein, wat tot by my hoogte opgestyg het, by my verby is en oor die landskap wegskuur, kyk ek weer af en sien hom besig om die vlag wat hy gewys het, terwyl die trein verbygegaan het, weer op te rol. Ek het my vraag herhaal. Na 'n pouse, waartydens hy my bedenklik gemeet het, het hy met sy opgerolde vlag gewys na 'n punt op my vlak, 200 of 300 tree verder. Ek het na hom afgeroep, goed so, en na daardie punt gestap. Daar het ek, deur fyn rond te kyk, 'n growwe zigzag paadjie ontdek wat uit die wal uitgekap was en dit begin volg. Die uitgrawing was uitermate diep en ongewoon styl. Dit was deur 'n klam rotswand gegrawe, wat al slijmerig en natter geraak het soos ek afbeweeg het. Om die redes het ek die pad lank genoeg gevind om tyd te hê om terug te dink aan die vreemde mengsel van teensin en gedwonge gewilligheid waarmee hy die paadjie vir my uitgewys het. Toe ek laag genoeg op die afdraand kom om hom weer te kan sien, het ek gemerk dat hy tussen die reëlings staan op die spoor waar langs die trein pas verby is, in 'n houding asof hy wag dat ek moet verskyn. Sy linkerhand was teen sy ken en daardie linker elmboog het op sy regterhand gerus wat oor sy bors gevou was. Sy houding het so 'n uitdrukking van afwagting en waaksaamheid gehad, dat ek vir 'n oomblik stil gestaan het en myself daaroor verwonder het. Ek het my afdraand hervat, en toe ek op die vlak van die spoorlyn uitkom en nader aan hom stap, sien ek dat hy 'n donker vaal man was, met 'n donker baard en taamlik swaar wenkbroue. Sy pos was op so 'n eensame en somber plek as wat ek nog ooit gesien het. Aan weerskante was daar 'n druppende nat muur van gekartelde klip, wat elke uitsig uitgesluit het behalwe 'n smal strook lig.
Die perspektief na die een kant toe was net 'n krom verlenging van hierdie groot kerker. Die korter perspektief in die ander rigting het geëindig by 'n somber rooi lig en die nog somberder ingang van 'n swart tonnel, waarvan die massiewe bouwerk iets barbaars, neerdrukkends en dreigend gehad het. So min sonlig het ooit tot hierdie plek deurgedring, dat dit 'n aardse doodse reuk gehad het, en so baie koue wind het daardeur gejaag, dat ek ysig gevoel het, asof ek die natuurlike wêreld agtergelaat het. Voordat hy beweeg het, was ek naby genoeg aan hom, om hom aan te raak. Selfs toe het hy nie sy oë van myne afgehaal nie. Hy het net een tree teruggegee en sy hand opgelig. Dit was 'n eensame pos om te beman, het ek gesê, en dit het my aandag vasgenaal toe ek daar van bo af op hom neergekyk het. 'n Besoeker was sekerlik 'n seldsaamheid, nie 'n onwelkome seldsaamheid nie, het ek gehoop. In my sien hy bloot 'n man wat sy hele lewe lank binne nou grense opgesluit was, en nou dat hy uiteindelik vrygelaat is, 'n vars belangstelling in hierdie groot werke gekry het. So iets in daardie lyn het ek vir hom gesê, maar ek is glad nie seker van die presiese woorde wat ek gebruik het nie, want buiten dat ek nie goed is met die opening van enige gesprek nie, was daar iets in die man wat my afgeskrik het. Hy het 'n besonder nuuskierige blik gegooi na die rooi lig naby die mond van die tonnel, en om hom heen gekyk, asof iets daaruit ontbreek, en toe weer na my gekyk. Daardie lig was deel van sy verantwoordelikheid, was dit nie? Hy het in 'n lae stem geantwoord, weet u nie dat dit is nie? Die afgryslike gedagte het by my opgekom toe ek sy starende oë en sy somber gesig bestudeer, dat dit nie 'n mens was nie, maar 'n gees. Sedertdien het ek al gewonder of daar nie iets besmetliks in sy gemoedstoestand was nie. Aan my kant het ek 'n tree teruggegee, maar toe ek dit doen, merk ek in sy oë 'n verborge vrees vir my. Dit het die afgryslike gedagte laat verdwyn. Jy kyk na my, het ek gesê, en myself gedwing om te glimlag, asof jy bang is vir my. Ek was onseker, het hy geantwoord, of ek nie al tevore gesien het nie. Waar? Hy het na die rooi lig gewys waarna hy gekyk het. Daar, het ek gesê. Hy het my stipt opgehou en geantwoord, maar sonder klank. Ja. My goeie man, wat sou ek daar doen? Hoe dit ook al sê, ek was nog nooit daar nie. Daarop kan jy sweer. Ek dink ek kan, het hy geantwoord. Ja, ek is seker ek kan. Sy houding het oopgegaan nes myne. Hy het gereed op my opmerkings gereageer en in welgekose woorde. Het hy baie om daar te doen? Ja, dit wil sê, hy dra genoeg verantwoordelikheid, maar noukeurigheid en waaksaamheid is wat van hom vereis word, en van werklike werk, handearbeid, het hy byna niks. Om daardie sein te verander, daardie ligte te versorg, en nou en dan hierdie eysterhandvatsel om te draai, was al wat hy in daardie opsig hoef te doen. Wat die baie lang en eensame ure betref, waarvan ek so groot saak skyn te maak, kon hy net sê dat die routine van sy lewe hom in daardie vorm gegiet het, en hy daaraan gewoond geraak het. Hy het homself hieronder 'n taal geleer, indien dit leer genoem kon word, om dit net met die oog te ken, en sy eie ruwe idees oor die uitspraak te vorm. Hy het ook aan breuke en desimale gewerk en 'n bietjie algebra probeer, maar hy was al as 'n seun swak met syfers. Was dit nodig dat hy, wanneer hy aan diens is, altyd in daardie geet van klam lig moes bly, en kon hy nooit uit tussen daardie hoë klipmure opklim in die sonskyn nie? Wel, dit het van tye en omstandighede afgehang. Onder sekere toestande sou daar minder verkeer op die lyn wees as onder ander, en dieselfde het gegeld vir sekere ure van die dag en nag. In helder weer het hy soms wel die geleentheid gekies om so bietjie bo hierdie laer skaduwees uit te kom. Maar aangesien hy ten alle tye deur sy elektriese klokkie ontbied kon word en dan met dubbele angstigheid daarna moes luister, was daardie verligting minder as wat ek sou dink. Hy het my sy tuinhuisie binne geneem,
waar daar 'n vuur was, 'n lesenaar vir amptelike boek waarin hy sekere inskrywings moes maak, 'n telegraafinstrument met sy wysersplaat, gesig en naalde, en die klein klokkie waarvan hy gepraat het. En toe ek vertrou dat hy my die opmerking sou verskoon, dat hy klaarblyklik goed opgevoed was en, hoop ek sonder om hom te beledig, miskien bo sy stand opgelei, het hy opgemerk dat voorbeelde van so geringe wanpassing selde onder groot groepe mense ontbreek. Dat hy gehoor het dit is so in werkshuise, in die polisiemag, selfs in daardie laaste wanhoopshulpbron, die leer, en dat hy weet dit is, meer of minder, ook so in enige groot spoorwegpersoneel. Hy was toe hy jonk was, as ek dit kon glo terwyl hy in daardie hut sit. Hy self kon skaars, 'n student van natuurfilosofie en het lesings bygewoon, maar hy het ontspoor, sy geleenthede misbruik, verval en nooit weer opgekom nie. Hy het geen klagte daaroor gehad nie. Hy het sy bed opgemaak en daarop gelê. Dit was veel te laat om 'n ander een op te maak. Alles wat ek hier saamgevat het, het hy op 'n rustige manier gesê, met sy ernstige donker blik afwisselend op my en op die vuur. Hy het nou en dan die woord meneer ingevoeg, veral wanneer hy na sy jeug verwys het, asof hy my wou laat verstaan, dat hy daarop aanspraak maak om niks anders te wees as wat ek in hom sien nie. Hy is verskeie kere deur die klein klokkie onderbreek en moes boodskappe aflees en antwoorde stuur. Elke keer moes hy buite die deur gaan staan en 'n vlag wys terwyl 'n trein verbygaan en 'n mondelike boodskap aan die drywer oordra. In die uitvoering van sy pligte het ek hom merkwaardig noukeurig en waaksaam gevind. Hy het sy gesprek op 'n lettergreep afgebreek en stil gebly totdat wat hy moes doen afgehandel was. Kortom, ek sou hierdie man gereken het as een van die veiligste mense om in daardie hoedanigheid aangestel te word. Was dit nie dat hy, terwyl hy met my gepraat het 2 keer, met verbleekte gelaatstrekke stil geword het nie, sy gesig na die klein klokkie gedraai het, en toe dit nie gelei het nie, die deur van die hut oopgemaak het, wat gewoonlik toegehou is om die ongesonde klammigheid buite te hou, en uitgekyk het in die rigting van die rooi lig, naby die mond van die tonnel nie. Op albei daardie geleenthede het hy na die vuur teruggekeer met dieselfde onverklaarbare uitdrukking wat ek reeds opgemerk het, sonder om dit te kon definieer, toe ons nog so ver van mekaar was. Toe ek opstaan om te vertrek, het ek gesê, jy laat my amper dink dat ek op 'n tevrede man afgekom het. Ek moet ongelukkig erken dat ek het gesê het om hom uit te lok, om verder te praat. Ek glo ek was vroeër so, het hy geantwoord, in daardie laaste stem waarin hy my die eerste keer toegespreek het. Maar ek is ontsteld, meneer. Ek is diep ontsteld. Hy sou daardie woorde teruggetrek het as hy kon, maar hy het hulle eenmaal gesê, en ek het hulle dadelik opgetel. Waaroor? Wat is jou probleem? Dit is baie moeilik om oor te dra, meneer, dit is baie moeilik om van te praat. As u my ooit weer besoek, sal ek probeer om dit te vertel. Maar ek is juis van plan om jou weer te besoek. Sê my, wanneer sal dit wees? Ek gaan vroeg môreoggend af diens, en ek sal môre aand weer om 10 uur aan diens wees, meneer. Ek sal om 11 uur kom. Hy het my bedank en saam met my na buite gegaan. Ek sal my wit lig wys, meneer, het hy in sy aardige laasstem gesê, totdat u die pad opgevind het. As u dit gevind het, moet u nie uitroep nie, en wanneer u bo is, moet u nie uitroep nie. Sy manier het die plek vir my nog kouer laat aanvoel, maar ek het niks meer gesê nie. Goed dan. En wanneer u môre aand afkom, moet u ook nie uitroep nie. Laat ek u 'n laaste vraag vra. Wat het u gemaak om te roep, hallo daaronder, vanaand? Die hemel weet, het ek gesê. Ek het iets in daardie lyn geroep. Nie in daardie lyn nie, meneer. Dit was daardie presiese woorde. Ek ken hulle goed. Kom ons neem aan, dit was daardie presiese woorde. Ek het dit seker gesê omdat ek jou daaronder gesien het. Om geen ander rede nie. Watter ander rede sou ek moontlik kon hê? Het u nie gevoel dat dit op bonatuurlike wyse aan u gegee is nie? Nee.
Hy het my goeie nag gewens en sy lig opgehou. Ek het langs die afspoor gestap met 'n baie onaangename gevoel dat daar 'n trein agter my kon aankom. Totdat ek die paadjie gevind het. Dit was makliker om op te klim as om af te daal en ek het sonder enige avontuur by my herberg uitgekom. Getrou aan my afspraak het ek die volgende aand, toe die verre oorlosies 11 slaan, my voet op die eerste kerf van die zigzag paadjie gesit. Hy het onder vir my gewag met sy wit lig aan. Ek het nie uitgeroep nie, het ek gesê, toe ons naby genoeg aan mekaar kom. Mag ek nou praat? Natuurlik, meneer. Goeienaand dan, en hier is my hand. Goeienaand, meneer, en hier is myne. Daarmee het ons langs mekaar na sy hut gestap, binne gegaan, die deur toegemaak en by die vuur gaan sit. Ek het besluit, meneer, het hy begin en vorentoe gebuig, sodra ons gaan sit het, in 'n toon van effens hoër as 'n fluistering, dat u my nie 2 keer hoef te vra wat my kwel nie. Gisteraand het ek u vir iemand anders aangesien. Dit is wat my kwel. Daardie vergissing. Nee, daardie iemand anders. Wie is dit? Ek weet nie. Lyk hy soos ek? Ek weet nie. Ek het nog nooit die gesig gesien nie. Die linkerarm is oor die gesig en die regterarm word gewuif. Heftig gewuif. So, ek het sy beweging met my oë gevolg en dit was die gebaar van 'n arm wat met die grootste passie en hewigheid beduie. Om God se ontwil maak die pad oop. Een maanverligte nag, het die man gesê, het ek hier gesit toe ek 'n stem hoor roep. Hallo daaronder. Ek het opgespring, by daardie deur uitgekyk en hierdie iemand anders by die rooi lig naby die tonnel sien staan, besig om te wuif soos ek nou net gewys het. Die stem het hees geklink van die skree en geroep. Pas op, en toe weer. Hallo daaronder, pas op. Ek het my lamp gegryp, dit op rooi gedra en na die gestalte gehardloop terwyl ek roep. Wat is fout? Wat het gebeur? Waar? Dit het net buite die swart van die tonnel gestaan. Ek het so naby daaraan gekom dat ek gewonder het hoekom dit steeds die mou oor sy oë hou. Ek het reg op hom afgegaan en my hand uitgesteek om die mou weg te trek. Toe was dit weg. In die tonnel in, het ek gesê. Nee, ek het die tonnel binne gehardloop 500 tree ver. Ek het gestop, my lamp bo op my kop gehou, die afstandsmerke gesien en die nat strepe teen die mure sien afloop en deur die boog sien drup. Ek het weer uitgehardloop, vinniger as wat ek ingehardloop het, want ek was dodelik bang vir die plek. En ek het rondom die rooi lig gekyk met my eie rooi lamp en ek het met die ysterleer op na die galery bo op dit geklim en weer afgekom en terug hierheen gehardloop. Ek het in albei rigtings getelegrafeer. Alarm gegee, is iets verkeerd. Die antwoord het van albei kante teruggekom. Alles wel. Terwyl ek die stadige aanraking van 'n yskoue vinger teen my ruggraat probeer weerstaan het, het ek aan hom verduidelik dat hierdie figuur sekerlik 'n misleiding van sy sig moes wees, en dat figure voortspruitend uit 'n siektoestand van die fyn senuwees wat die funksies van die oog dien, bekend was daarvoor dat hulle dikwels pasiënte tuister, waarvan sommige selfbewus geword het van die aard van hulle kwaal en dit deur eksperimente op hulle self bewys het. Wat die denkbeeldige stem betref, het ek gesê, luister net vir 'n oomblik na die wind in hierdie onnatuurlike vallei, terwyl ons so sag praat, en na die wilde harp wat dit aan die telegraafdrade maak. Dit was alles goed en wel, het hy geantwoord, nadat ons 'n ruk geluister het, en hy behoort darm iets van die wind en die drade te weet. Hy, wat so dikwels lang winternagte daar alleen deurgebring het, en gewaak het. Maar hy wou graag daarop wys, dat hy nog nie klaar was nie. Ek het hom verskoning gevra en hy het stadig hierdie woorde bygevoeg, terwyl hy my arm aanraak. Binne 6 uur, na die verskyning, was daar 'n ongeluk op hierdie lyn, en binne 10 uur is die dooies en beseerders deur die tonnel verbygedra. Presies oor die plek waar die figuur gestaan het. 'n Onaangename siddering het oor my gekruip, maar ek het my bes gedoen om dit te onderdruk. Dit was nie te ontken nie, maar ek het gesê,
dat dit 'n merkwaardige toeval was, bereken om sy gemoed diep te tref. Maar dit was onbetwisbaar dat merkwaardige toevallighede voortdurend voorkom en dat 'n mens hulle in berekening moet bring wanneer jy met so 'n onderwerp werk. Ek moes wel toegee, het ek bygevoeg, want ek het gedink ek sien dat hy beswaar wou maak, dat mense met gesonde verstand gewoonlik nie veel vir toevallighede toelaat, wanneer hulle die gewone berekeninge van die lewe maak nie. Hy het weer daarop aangedring dat hy nog nie klaar was nie. Ek het weer om verskoning gevra, dat ek hom onderbreek het. Hierdie het hy gesê, en weer sy hand op my arm gelê, terwyl hy met hol oë oor sy skouer kyk. Was presies 'n jaar gelede. 6 of 7 maande het verloop, en ek het van die skrik en die skok herstel, toe ek een oggend met dagbreek by die deur staan, en in die rigting van die rooi lig kyk, en die spook weer sien. Hy het gestop met 'n starende blik op my. Het dit uitgeroep? Nee, dit was stil. Het dit sy arm gewuif? Nee, dit het teen die paal van die lig geleun met albei hande voor die gesig. So. Weereens het ek sy beweging met my oë gevolg. Dit was 'n houding van rou. Ek het sulke houdings in klipfigure op grafte gesien. Het jy na hom toe gegaan? Ek het ingekom en gaan sit, deels om my gedagtes te versamel, deels omdat dit my lam laat voel het. Toe ek weer na die deur gaan, was die daglig al bo my en die spook was weg. Maar niks het gevolg nie, niks het daaruit gekom nie. Hy het my 2 of 3 keer met sy wysvinger op die arm getik en elke keer afgryslik geknik. Daardie selfde dag toe 'n trein uit die tonnel kom, het ek aan die venster van 'n wa aan my kant iets opgemerk, wat soos 'n verwarring van hande en koppe gelyk het, en iets het gewuif. Ek het dit net betyds gesien om vir die drywer te sein stop. Hy het krag afgesny en rem aangesit, maar die trein het nog 150 tree of meer hier verby gedryf. Ek het agter dit aangehardloop, en terwyl ek so gaan, verskriklike gille en skreeu gehoor. 'n Pragtige jong dame het oombliklik in een van die kompartemente gesterf, en is hier ingebring en op hierdie vloer tussen ons neergelê. Onwillekeurig het ek my stoel teruggeskuif, toe ek van die planke waarna hy gewys het, na hom kyk. Waarlik, meneer? Waarlik, presies toe dit gebeur het, vertel ek dit vir u. Ek kon aan niks dink om met enige nut te sê nie, en my mond was baie droog. Die wind en die drade het die verhaal opgeneem met 'n lang klaande geween. Hy het voortgegaan. Nou meneer, let hierop en oordeel hoe my gemoed getuister word. Die spook het 'n week gelede teruggekom. Sedertdien is dit nou en dan daar met tussenposes. By die lig, by die gevaarlig. Wat doen dit? Hy het indien moontlik met nog groter passie en hewigheid daardie vroeëre gebare herhaal, want om God se ontwil maak die pad oop. Toe het hy verder gegaan. Ek het geen rus of vrede daaroor nie. Dit roep my vir minute aaneen op 'n gekwelde manier. Daaronder, pas op, pas op. Dit staan en wyf vir my, dit lei my klein klokkie. Ek het hom in die rede geval. Het dit gister aan die klokkie gelei toe ek hier was en jy na die deur gegaan het? 2 keer. Wel kyk, het ek gesê, hoe jou verbeelding jou mislei. My oë was op die klokkie en my ore was oop vir die klokkie, en as ek 'n lewende man is, het dit nie gelei nie. Nee, ook nie op enige ander tyd nie, behalwe wanneer dit in die natuurlike verloop van fisiese dinge gelei is, deur die stasie wat met jou wou kommunikeer. Hy het sy kop geskud. Ek het my nog nooit daaroor vergis nie, meneer. Dit het nog nooit die spookse lei met die mense verwar nie. Die spookse lei is 'n vreemde trilling in die klokkie, wat uit niks anders voorspruit nie, en ek het nie beweer dat die klok vir die oog beweeg nie. Ek is nie verbaas dat jy dit nie gehoor het nie, maar ek het dit gehoor. En het die spook daar gelyk of het werklik daar was, toe jy uitgekyk het? Dit was daar. Albei kere? Hy herhaal vasberade. Albei kere. Sal jy saam met my na die deur kom en nou kyk? Hy het op sy onderlip gebyt, asof hy iets wat onwillig was, maar hy het opgestaan. Ek het die deur oopgemaak en op die trap gestaan, terwyl hy in die deuropening gestaan het. Daar was die gevaarlig. Daar was die somber mond van die tonnel.
Daar was die hoë nat klipmure van die sny. Daar was die sterre daarbo. Sien jy dit? Het ek hom gevra en veral op sy gesig gelet. Sy oë was prominent en gespanne, maar miskien nie veel meer as myne was, toe ek hulle ernstig op dieselfde plek gerig het nie. Nee, het hy geantwoord, dis nie daar nie. Goed, sê ek. Ons het weer binne gegaan, die deur gesluit en ons sitplekke hervat. Ek het gewonder hoe ek hierdie voordeel, as dit so genoem kon word, die beste kon benut, toe hy die gesprek op so vanselfsprekende manier hervat het, so asof daar geen ernstige verskil van feite tussen ons kon wees nie, dat ek myself in die swakste posisie bevind het. Teen hierdie tyd sal u volkome verstaan, meneer, het hy gesê, dat het my so verskriklik ontstel. Die vraag is, wat beteken die spook? Ek het hom gesê, ek is nie seker dat ek volkome verstaan nie. Waarteen waarsku dit, het hy gesê, pynsend, met sy oë op die vuur, en het net af en toe na my gekyk. Wat is die gevaar? Waar is die gevaar? Daar hang ergens gevaar oor die lyn. 'n Verskriklike ramp gaan gebeur. Dit kan nie betwyfel word hierdie derde keer nie, na wat vooraf gegaan het nie. Maar sekerlik is dit 'n wrede spokery wat my tuister. Wat kan ek doen? Hy het sy sakdoek uitgehaal en die druppels van sy warm voorkop afgevee. As ek gevaar telegrafeer, aan enige kant van my, of van albei, kan ek geen rede daarvoor gee nie, het hy voortgegaan, terwyl hy sy handpalms afvee. Ek sal in die moeilikheid kom en geen goed doen nie. Hulle sal dink ek's mal. So sal dit werk? Boodskap. Gevaar. Wees versigtig. Antwoord. Watter gevaar? Waar? Boodskap. Weet nie. Maar om God se wil, wees versigtig. Hulle sal my vervang. Wat anders kan hulle doen? Sy geestelike pyn was baie jammerlik om te aanskou. Dit was die geestelike marteling van 'n pligsgetroue man, onder druk bo uitvou vermoë, deur 'n onverklaarbare verantwoordelikheid wat lewe behels. Toe hy die eerste keer onder die gevaarlig gestaan het, het hy voortgegaan, terwyl hy sy donker hare van sy kop af terugvee en sy hande oor en oor sy slape trek in 'n uiterste van koorsagtige angs. Waarom het dit my nie gesê waar daardie ongeluk sou gebeur nie, as dit moes gebeur? Waarom het dit my nie gesê hoe dit afgeweer kon word nie, as dit afgeweer kon word? Toe dit die tweede keer gekom het en sy gesig verberg het, waarom het dit nie eerder vir my gesê sy gaan sterf, laat haar by die huis hou nie? As dit op daardie twee geleenthede gekom het, net om my te wys dat sy waarskuwings waar was, en my so vir die derde keer voor te berei, waarom waarsku dit my nou nie duidelik nie? En ek, Here help my, 'n blote arm seinwagter by hierdie eensame stasie. Waarom gaan dit nie na iemand met aansien om geglo te word en die mag het om op te tree nie? Toe ek hom in hierdie toestand sien, het ek besef dat terwille van die arme man, soveel as vir die openbare veiligheid, wat ek vereers moes doen, was om sy gemoed te kalmeer. Daarom het ek deur alle vrae oor werklikheid of onwerklikheid tussen ons op sy te skuif, aan hom voorgestel dat wie sy plig deeglik uitvoer, goed moet doen, en dat dit ten minste sy troos was dat hy sy plig verstaan, al verstaan hy nie hierdie verwarrende verskynings nie. In hierdie poging het ek baie beter geslaag as in die poging om hom uit sy oortuiging uit te redeneer. Hy het kalm geword. Die pligte wat met sy pos gepaard gaan, het na mate die nag gevorder, groter eise aan sy aandag begin stel, en ek het hom om 2 uur die oggend verlaat. Ek het aangebied om die nag oor te bly, maar hy wou nie daarvan hoor nie. Dat ek meer as een keer teruggekyk het na die rooi lig terwyl ek die paadjie opgestyg het, dat ek nie van die rooi lig gehou het nie, en dat ek swak sou geslaap het as my bed daaronder was, sien ek geen rede om te verberg nie. Ook het ek nie van die twee opeenvolgings, die ongeluk en die dooie meisie gehou nie. Ek sien geen rede om dit ook te verberg nie. Maar wat die meeste in my gedagte was die oorweging hoe ek moes optree, nadat ek die ontvanger van hierdie onthulling geword het. Ek het die man as intelligent, waaksaam, nougeset en akkuraat bevind, maar hoe lank sou hy so bly in sy gemoedstoestand? Alhoewel in 'n ondergeskikte posisie, het hy steeds 'n baie belangrike vertroue beklee, en ek sou byvoorbeeld my eie lewe wou waag op die kans dat hy dit so sou aanhou uitvoer. Omdat ek nie 'n gevoel kon oorwin dat dit verraderlik sou wees,
om wat hy my vertel het aan sy meerderes in die maatskappy oor te dra, sonder om eers openlik met hom te wees en 'n middelweg voor te stel nie, het ek eintlik besluit om aan te bied om hom te vergesel, terwyl ek sy geheim voorlopig bewaar, na die wysste geneesheer waarvan ons in hierdie omgewing kon hoor, en sy mening in te win. Hy het my ingelig dat daar die volgende nag 'n verandering in sy diensure sou wees, en dat hy uur of 2 na sonsopkoms af sou wees en weer kort na sononder aan diens sou wees. Ek het dus afgespreek om diensooreenkomstig terug te keer. Die volgende aand was 'n pragtige aand, en ek het vroeg gaan stap om dit te geniet. Die son was nog nie heeltemal onder nie, toe ek die veldpaadjie naby die bokant van die diep sny oorsteek. Ek sou my wandeling vir 'n uur verleng, het ek vir myself gesê. 'n halfuur heen en 'n halfuur terug, dan sou dit tyd wees om na my seinwagter se hok te gaan. Voordat ek verder gestap het, ek na die rand gegaan en meganies afgekyk, van die punt af waar ek hom die eerste keer gesien het. Ek kan nie die rilling beskryf wat my oorval het, toe ek naby die mond van die tonnel die voorkoms van 'n man sien, met sy linkermou oor sy oë, wat sy regterarm hartstoglik swaai nie. Die naamlose afgryse wat my oorval het binne 'n oomblik verbygegaan, want in 'n oomblik het ek gesien dat hierdie verskyning van 'n man inderdaad 'n man was, en dat daar 'n klein groepie ander mans 'n entjie verder gestaan het, aan wie hy skynbaar die gebaar wat hy gemaak het, herhaal het. Die gevaarlig was nog nie aangesteek nie. Teen sy paal was 'n klein lae hut, heeltemal nuut vir my, opgerig van houtstutte en seildoek. Dit het nie groter as 'n bed gelyk nie. Met 'n onweerstaanbaar gevoel dat iets verkeerd was, met 'n flitsende selfverwytende vrees dat noodlottige skade ontstaan het, omdat ek die man daar gelaat het en niemand gestuur het om hom dop te hou of reg te stel wat hy gedoen het nie, het ek met alle spoed die gekapte paadjie afgehardloop. "Wat is fout?" het ek die mans gevra. "Seinwagter is vanoggend dood, meneer." "Nie die man wat by daardie hok hoort nie?" "Ja, meneer." "Nie die man wat ek ken nie." "U sal hom herken, meneer, as u hom geken het," het die man wat vir die ander gepraat het gesê, terwyl hy plegtig sy hoed afhaal en 'n hoek van die seildoek lig, want sy gesig is heeltemal rustig. "Hoe het dit gebeur? Hoe het dit gebeur?" het ek gevra, terwyl ek van die een na die ander kyk, toe hy dit weer toegemaak het. "Hy is deur 'n lokomotief raak gery, meneer. Geen man in Engeland het sy werk beter geken nie, maar op een of ander manier was hy nie duidelik weg van die buitenste spoor nie. Dit was net met dagbreek. Hy het die lig aangesteek en die lamp in sy hand gehad. Toe die lokomotief uit die tonnel kom, was sy rug na haar gedraai en sy het hom getref. Daardie man het haar bestuur en het gewys hoe dit gebeur het. Wys die meneer Tom?" Die man wat 'n growwe donker pak gedra het teruggestap na sy vorige plek by die mond van die tonnel. "Toe ek om die draai in die tonnel kom, meneer," het hy gesê, "het ek hom aan die einde gesien, asof ek hom deur 'n verkyker sien. Daar was geen tyd om spoed te verminder nie, en ek het geweet, hy is baie versigtig. Omdat hy nie op die fluit gereageer het nie, het ek afgeskakel toe ons op hom afstorm, en so hard as wat ek kon, na hom geroep." "Wat het jy gesê?" "Ek het gesê, hallo daaronder, pas op, pas op, pas op, om God se wil, maak die pad oop." Ek het geskrik. Ja, dit was 'n verskriklike tyd, meneer. Ek het nooit opgehou om na hom te roep nie. Ek het hierdie arm voor my oë gesit om nie te sien nie, en ek het hierdie arm tot op die laaste geswaai, maar dit het niks gehelp nie. Sonder om die verhaal te verleng deur op enige van sy vreemde omstandighede meer as op enig ander te staan, kan ek by die afsluiting daarvan wys op die toeval dat die waarskuwing van die treinbestuurder nie net die woorde ingesluit het wat die ongelukkige seinwagter aan my herhaal het as wat hom tuister nie, maar ook die woorde wat ek self, nie hy nie, slegs in my eie gedagtes aan die gebaar gekoppel het, wat hy nageboots het. Daar sy, 'n lekker spookstorie, vertaal en voorgelees deur Madeleine Skoombie, 'n produksie van Slaapstories vir groot mense. Lekker slaap.